Deur die eeue heen het die kerk 'n kerkjaar of 'n kerkkalender begin. En ons volg dit graag na, sodat dit vir ons 'n bietjie ritme gee waaroor om te praat in die kerk, maar ook in ons program. En hierdie tyd is dit die groen tyd van die kerk, koninkrykstyd, groeityd van die kerk. Dit volg natuurlik na Hemelvaart en die uitstorting van die Heilige Gees. En net soos in die vroeë kerk, waar dit 'n bloeitydperk was, hoop ons dat dit nie net in die kerk nie, maar ook in elkeen van ons se lewe, want ons is maar die kerk van die Here se lewe, 'n bloeityd, groeityd, groentyd is. Môre, kom ons praat bietjie oor die gedagte van Matteus 11 vers 28 tot 30, waar die Here sê, kom na my toe. Koning van God se koninkryk nooi vermoeides uit om rus te vind. Die koning nooi ons nie uit om vir hom te kom werk in die eerste plek nie. Die wêreld beloof rus deur meer geld, meer vakansies, minder verantwoordelikheid. Tog bly mense moeg, nie net liggaamlik nie, maar geestelik. Jesus sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Hy sê nie, kom wanneer jy jou lewe reg gekry het nie. Hy sê, kom soos jy is. Koninkryk van God begin nie by prestasie nie, maar by genade. Wanneer Jesus sê, neem my juk op julle, bedoel hy nie dat ons nog swaarder laste moet dra nie. Jy sien, 'n juk verbind twee diere. Die sterkste dra die grootste gewig. Wanneer ons onder Jesus se juk kom, dra hy die swaarste deel. Dis waarom hy kan sê, my juk is sag en my las is lig. Koninkrykstyd herinner ons dat ons nie net vir Christus werk nie. Ons leef saam met Christus. Hy gee rus vir 'n onrustige hart. En miskien dra iemand vanoggend swaar aan skuld of kommernis of eensaamheid. Die uitnodiging staan nog steeds. Kom na my toe. Nie môre nie, vandag. Die tweede gedeelte wat ek vanmôre wil oor praat is die gedagte van Romeine 7 vers 15 tot 25. Baie keer is die grootste stryd wat mee besig is binne in my, binne in ons. Sien, die koninkryk van God verander eers die hart. Paulus sê iets verrassend. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. Elke Christen erken dit. Ons weet wat reg is, ons wil die Here dien, en tog struikel ons. Die grootste vyand is dikwels nie die wêreld rondom ons nie, maar die sonde wat nog in ons woon. Dit behoort ons nederig te maak, want ons kan nie op onsself vertrou nie. Paulus eindig nie in wanhoop nie, hy roep uit, dank aan God deur Jesus Christus. Die antwoord lê nie in sterker wilskrag nie. Die antwoord lê in 'n sterker verlosser. Koninkrykstyd herinner ons, Jesus regeer nie net oor die wêreld nie. Hy wil ook oor ons harte regeer. Elke dag, elke besluit, elke woord, elke gedagte. Gaan saam met my vir vandag. Here, waar moet die koningskap vandag in my lewe sigbaar word? Kom ons luister 'n stukkie musiek en dan praat ons verder. Daar sekere teenstellings, teenstrydighede, beelde, wat moeilik is vir ons om te verstaan, met die eerste oogopslag. Een so is, die koning ry op 'n donkie. Sagaria 9 vers 9 tot 12.
sê God se koninkryk kom deur nederigheid. Ons dink gewoonlik aan konings met mag, paleise, soldate, parades. Maar Sagaria beskryf die koning anders. Hy sê hy kom nederig, hy ry op 'n donkie. Hierdie profesie word eeue later vervul toe Jesus Jerusalem binnekom. Die wêreld bou koninkryke met geweld. Jesus bou sy koninkryk met liefde. Die wêreld soek oorwinning deur oorlog. Jesus oorwin deur die kruis. Die wêreld dink groot beteken belangrik. Jesus wys wie dien is groot. Dit verander ook ons lewe. Ons hoef nie altyd eerste te wees nie, ons hoef nie altyd die laaste woord te hê nie. Ons mag nederig dien, want ons volg 'n nederige koning. Waar Jesus koning is, verdwyn hoogmoed, dan groei liefde en dan kom vrede. En mense begin iets van God se koninkryk sien. As ons dan hierdie 3 praatjies saamvat, dan sien ons, dit vorm eintlik 'n eenheid. Kom na die koning, laat die koning jou hart regeer. Romeine 7 vers 15-25, en leef soos 'n koning. Leef soos die Here se Bybelse koning. Sagaria 9 vers 9-12. As ons hierdie gedeeltes hoor, dan maak dit ons eintlik skaam om te dink aan wat ons dink, hoe iemand moet wees wat krag en mag in die wêreld het. Die Here leer vir ons op baie maniere die teenoorgestelde is eintlik die waarheid. Mag dit in elkeen van julle lewe goed gaan, mag elkeen in sy eie lewe vrede vind.